I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my Spirit in those days. I will show wonders in the heavens and on the earth. But if I say I will not mention His word or speak any more in His name, His word is in my heart, like a fire shut up in my bones. I'm weary of holding it in. Indeed, I cannot. Suid-Afrika se hart is siek. Hy wil 'n hartoorplanting doen. Brand weg wat nie van U af is nie. Kom, stuur die vuur oor my. Laat dit kom, Here, maar laat dit wat oorbly net U sal wees. Daai vuur sal alles kom toets in jou, maar as jy daar deurkom, is dit suiwer goud en ons niks oor van jou nie. Ek glo die hartoorplanting in Suid-Afrika gaan oor 'n generasie wat once-off encounters pursue het met mense, met redding, met siele, met wedergeboorte, na 'n groepering mense wat 'n vader en 'n ma se hart gaan hê, and they are going to father and mother a generation into the heart of the Lord. Hy kom weer in vuur en krag en kapasiteit, dat wanneer hy arriveer, sal vuur losbreek, vuur van genesing, vuur van die gawes. Wanneer hy arriveer en in ons midde is, sal jou hart geopenbaar word en dit sal gesuiwer word van daai vuur brand weg. Genesing sal in vuur vloei. Don't miss out on our upcoming fire conference here at Lewende Woord Kaap on Easter weekend. We will be having morning and evening sessions on Good Friday, the 15th of April, as well as Saturday, 16 April, and a normal morning service on Sunday, 17 April to end things off. No ticket is required for the Sunday morning service. The weekend also marks Lewende Woord Kaap's 9th birthday, and we are so excited to celebrate that with you. Tickets are R150 including all sessions. Register and pay on lwkaap.info. See you there. Familie, vriende, baie welkom by Palm Sondag, die begin van Paasfees. As jy aanlyn inskakel via Facebook of YouTube, baie welkom. Hier by Lewende Woord Parel, charismatiese gemeente in Afrikaans, hier by 6 Meelstraat. As jy 'n persoon nog hier was hier, wil ek jou aanmoedig, kom kuier. Hier op die gereformeerde grond, kan jy glo, het die Here 'n charismatiese kerk geplant. Op die Parelberg, ons Afrikaans, almal is welkom, alle tale. Maar ons dienste is hoofsaaklik Afrikaans, ons het kursusse op Dinsdae, ons het selgroepe op Woensdae. En as jy ons nie kry nie, tik in Lewende Woord Parel by Google. Ons is die ou Duitse kerk. Dis die gebou waar ons tans is. Familie, dan het ek ook 'n afkondiging wat lank op my hart is en ek het baie oor gebid en die Here het my release om dit te begin adverteer. Ek nie adverteer nie, maar eerder die uitnodiging te bied. Ons aan die einde van die jaar verstryk ons huurkontrak en ons wil jou aanmoedig en aanpoor om saam met ons te bid vir guns, om saam met ons te bid vir 'n nuwe gebou, 'n groter gebou en teen 'n goeie prys. As jy in die eiendomsmark is of jy het konteks daar, asseblief hou jou oor op die grond. Ek vertrou die Here om ons in hierdie tyd met die regte mense te connect, vir die regte geboue. As jy weet van 'n groot stoor ergens in die dorp of net buite die dorp, asseblief kom praat met my. Ons kan self die plek regmaak, ons kan self die plek mooi maak. Maar ons wil graag 'n groter spasie, ons vertrou die Here vir 'n groter spasie teen 'n beter prys. So, ja, as die Here dit op jou hart lê, kom praat met my, kontak die kantoor. Ek is opgewonde vir hoe die Here gaan deurkom, ook in die verband. Die Here seën jou, vandag is die begin van Paase, en ons het nie 'n goeie Vrydagdiens nie, ons nie 'n Vrydagdiens nie. Hoekom nie? Want ons het 'n diens in die Kaap. Vrydag en Saterdag is ons in die Kaap, by Hoofkampus, by die Kaap, in Lewende Woord, in Stikland. Die 4 konferensie gebeur daar, en dan Opstanding Sondag is ons weer hier. So ek sien jou Opstanding Sondag hier in die Parel, maar vir Goeie Vrydag is ons saam by die hoofgemeente in Stikland. Die Here seën jou. Here, ek dank U vir U bloed, dankie vir U offer, U is die finale offer, Here. Dankie dat ons niks kan bring na daai altaar toe nie, dat ons niks mag bring nie, dat U die finale en volkome offer is, dat U die wegbaan vir ons, in die naam van Jesus. Amen.
Familie, vandag hy is die finale offer. Jesus is die finale offer. Paasfees is een van die grootste seisoene op die Christenkalender. Hoekom? Want dit is die event, dis die gebeurtenis wat vir ons die weg baan. Dis waar die evangelie gaan, die evangelie wat sê, jy is gered en dit is verniet. Dis nie op gronde van jou meriete en jou sterk arms en jou intellek nie, is op gronde van wat hy gedoen het. Dit is verniet, die evangelie. En dis wat ek vandag vir jou wil gee. Ek sê in jou hart, maar Pieter, hierdie is ou nuus, hierdie is melk 101, maar mag die Here hierdie boodskap wat jy al gehoor het, mag hy dit vir jou revitalize. Dit is die ding wat ons in ewigheid met hom in die hemel gaan besing. Sy naam, ons gaan hom groot maak. Die merke op Jesus se hande en voete sal in ewigheid daar wees. En ons sal in ewigheid sy glorie besing. Heilig is sy naam. Hy wat vir ons die weg gemaak het, hy wat vir ons gesterf het. Ek wil begin deur na die begin toe te gaan. Toe Adam en Eva sondig in die tuin van Eden, hierdie storie ken jy. Wat is die eerste ding wat in die hart van die mens inkom toe hy sondig? Hy raak bang. Voordat was hy nie bang nie. Hy is in perfecte union met die Here, hy wandel met die Here, hy hoor die Here maklik en dit is vir hom goed. Hy lewe naby aan die Here. Elke dag loop hy saam met die Here in die tuin, man en die vrou. En toe daar sonde kom, was die eerste ding wat hulle doen, hulle kruip weg. Toe die woord van die Here in die tuin kom, Adam, Eva, waar is julle? Toe kruip hulle weg, want hulle was bang. En dit word ook gesê, hulle sê vir die Here, toe ons die stem gehoor het ons bang geraak, want ons was naak. Een ding wat ek en jy vergeet is, die eerste ding wat Adam en Eva gedoen het, hulle het weggekruip, ja, maar hulle het ook vir hulle self 'n bedekking gemaak. Hoekom? Want hulle het besef hulle is naak, hulle het 'n besef wat hulle geesteskondisie is, nou, na die sondeval, en hulle het hulle self probeer bedek met vyeblare. Daai vyeblare is in jou hart, daai poging om jouself te wil bedek, is 'n soul sickness, dis iets wat ek en jy inherent in ons het. Ons wil altyd probeer om onsself te bedek. Lees gou saam met my uit Genesis 3, in vers 7. Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak, soos coverings gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hulle wandel in die tuin, in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here. En God tussen die bome van die tuin. En in vers 21, en toe hoor die Here dit, en in vers 21 is daar 'n kriptiese ding wat gebeur. Die Here verwyder die vyeblare en die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle het dit aangetrek. In die gevalle toestand is dit die poging van die gevalle mens om homself te bedek met vyeblare, om iets te doen, om iets te poog om homself te red. En die Here sê, selfs aan die begin af, wys hy vir my en jou, jy kan jouself nie bedek nie, jou bedekking is nie genoeg nie. Wat nodig is bloed moet gestort word, a sacrifice needs to be given. Die Here het iets van velle gemaak. Wat is daai? Dit is 'n simbool van bloed wat vergiet is. Hoe die Here die velle gekry? Die Here self het teen dae diere geslag. Hy het diere geslag, velle geneem en die mens beklee. En die beeld is duidelik, die beeld wil vir jou vandag sê, maak seker jou covering is hy is jou covering, maak seker hy maak jou toe, want jy kan nie self nie. Maar dit gaan in jou hart, dis soos 'n soul sickness, ek het dit gesê aan die begin, jy gaan jouself wil toemaak. Net soos Adam en Eva vyeblare aan mekaar gewerk het, gaan jy wil. En wanneer jy na die Ou Testament kyk, en jy kyk na die verlossingsplan van die Here, dan kom jy agter, van die heel begin af, van Genesis 3 af, was dit die verlossingsplan van die Here, om vir jou en vir my te cover, om ons te red, verniet. Hier is die evangelie. It is the good news, the news that is too good to be true, die nuus wat te goed is om waar te wees. Wat is die evangelie? Wat is die essensie daarvan? Dit sê, jy is gered uit genade. Jy kan niks doen om dit te kry nie, niks. En Jesaja sê dit reg.
Hy vang dit so perfek, wanneer hy skryf, dat die beste, ons beste werke, ons heel beste, is soos vuil lappe voor die Here. Kyk, jy kan jouself nie toemaak en dis klaar. Jy het nie 'n kat se kans as jy jouself toemaak. Die psalmskrywer vra, Here, as U 'n rekord gehou het van sonde, wie kan dan bly staan? En die antwoord is, niemand kan bly staan nie. Jy kan nie daai gewig dra nie. Jy kan jouself nie toemaak nie. Jy kon nog nooit. Dit gaan nie oor die skoonheid van jou hande nie, dit gaan oor sy hande. En wat sy hande vir jou gedoen het. Jy kan niks doen om dit te kry nie. Hier is die verskil, die dramatiese verskil van die Christendom. En ons, om meer akkuraat te wees, ons is nie geloof nie, ons is net 'n verhouding met Christus, 'n vervulling van 'n belofte, wat met die Jodendom begin het. Maar, daar's 'n groot verskil. As jy na die ander gelowe kyk, is dit vyeblare. Is dit poging. Islam praat van die 5 pilare van Islam, as 5 goed wat jy moet doen, as jy gered wil word. Die boeddhiste praat van om nirvana te bereik, deur reïnkarnasie en reïnkarnasie kan jy al beter en beter word, totdat jy 'n punt van nirvana bereik, die hemel. En soos jy na die verskeie gelowe kyk, dan kom jy agter, dis vyeblaar gelowe. Dit maak alles staat op jou poging. Dit maak alles staat op jy, wat 'n leer kan bou, terug na die Here toe. Kyk, want in Romeine sê Paulus, all have fallen short of the glory of God. Almal, Jood, nie Jood, Griek, almal. En wat nou oor is in die hart van die mense, is om terug te kom by daai plek. En ander gelowe sê, as ek net my leer hoër kan bou, as ek my vyeblare net groter kan maak, dan sal ek dit maak, ek sal weer terugkom daar. Nee. En hier is die evangelie, die Here, wat die leer afbou, en afkom, en self die weg maak. Die Christendom is glad nie soos die res nie. Christendom is so radikaal, dit sê, it is for free. Die weg na die Vader is verniet, en sy naam is Jesus. Die Here sê tereg, ek is die weg, die lewe en die waarheid. Niemand kan by die Vader uitkom, behalwe deur my nie, want kyk, daar's bloed nodig, bloed moet vloei, 'n offer is nodig, en daar's net een offer. As nie baie offers nie, as nie baie weer na die Vader toe nie, daar's net een. En hierdie is die radikaliteit van die evangelie. En hier is wat ons harte vertroos, dis verniet. It is for you, for niet. En jy het al gehoor, hoe praat ek hieroor? Maar mag het elke keer so ons harte tref, mag het elke keer so ons harte streel, want selfs ons wat die evangelie verstaan, selfs ons wat die kruis en die soete kruis verstaan, en tot redding gekom het, selfs ons, sê elke nou en dan, iets anders na die altaar toe wil bring. Ons sal ons eie werke wil bring. So baie. Kyk, as 'n soul sickness, die ding het met Adam ingekom, en jy moet dit beveg, jy moet besef, jy kan niks bring nie. Wie is die mense wat baie gemaklik was by die Here Jesus? Ek vra vir jou, wie is die ouens wat baie gemaklik was? Was die Fariseërs? Nee, hulle was baie ongemaklik by die Here. Die ouens wat baie gemaklik was die prostituie. Dit was die sondaars, dit was die tollenaars. Hoekom ouens? Want is die manne wat geweet het, want hulle weet, hulle staan nie 'n kat se kans nie. Dis die ouens wat geweet het, hulle kan dit nooit self doen nie. En dis die ouens wat die evangelie ontvang het. Want is verniet. Want die evangelie sê die een ding, dat jy nie kan nie, dat hy kan, net hy kan. En die ouens wat ongemaklik gevoel het, die ouens wat deur Jesus self verskree is wie? Is die Fariseërs. Is die ouens met die suurdeeg, wat paf op, wat sê ek kan self na die altaar toe gaan, ek is goed genoeg, die Here moet my aanvaar, kyk na my lewe, ek kan dit doen, ek kan die leer hoog genoeg bou, die vyeblare mooi aan mekaar stik, om terug te kom daar, watch my. Weet jy, dis vir my so beautiful, as jy na die Ou Testament kyk, en jy sien die skare en die tipe
van die offer van Jesus. En as jy nie die Ou Testament so lees, jy gaan baie van die goed sinneloos wees, jy gaan nie verstaan nie, het gaan lyk soos is maar net hoe die Here gevoel het op daai stadium. Jesus is so baie keer, ek dink altyd, ek hoef nie te sê baie nie, ek dink altyd, is altyd ons sleutel om baie van die tekste te verstaan. Ek lees nou die dag 'n gedeelte uit Numeri. En dit gaan oor die stede van herberg. Ek weet nie of jy dit ken nie, in Engels is dit die cities of refuge. Snaakse gedagte. Die Here op daai stadium gee stede waar misdadigers na toe kan vlug. Maar die idee is misdadigers, nie enige misdadigers nie, is misdadigers wat per ongeluk iets gedoen het. En hulle kan aan die stede kan hulle herberg kry of refuge en veilig wees. Maar dan gebeur daar 'n snaakse ding. Die Here sê dat wanneer die hoëpriester in Jerusalem sterf, kan almal wat in hierdie stede is, uitkom. Want dan is hulle misdaad vergeef. Dan word hulle misdaad weggevee. Hoekom? En die commentators, vir al die rabbies, het nie 'n lekker begrip van wat hier aangaan nie. Hulle sê hulle is nie seker nie, is onseker oor hoekom dit so was. Dit is seker maar 'n praktiese ding, dat die seisoen verander, of daar 'n nuwe geestelike covering is, of iets soos dit. Maar ek en jy weet. Ek en jy weet waarna dit verwys. Ek en jy weet dat daar 'n hoëpriester sou kom. The high priest. Our high priest. En dan wanneer hy sterf, word alle misdaad weggeneem. Want dink logies aan, as ek 100 kilos wegsit in 'n stad en ek het 'n sekere misdaad per ongeluk gepleeg, wat het een of ander geestelike leier se dood in Jerusalem met my te doen? Niks. Maar die Here weet dat die dood van daai hoëpriester 'n simbool is van die dood van die hoëpriester wat sou kom. Onthou jy daai teks in Hebreërs? Wat sê dat ek en jy die hoëpriester het, wat vir my en jou intersessie doen by die Vader. Nou, as 'n hoëpriester op 'n dag kom, wat wanneer hy sterf, word alle misdaad en alle sonde vergeef. Dis iets wat hy sou doen, Jesus Christus. Vang jou hart hierdie. Sien, wanneer jy die Ou Testament so lees, dan raak dit amazing. As hierdie ander ding, nee, hulle praat van die sondeoffer in Levitikus. Maar dis nie enige sondeoffer nie, dis vir die armstes van die armes, wat nie 'n duifie kan koop nie, en nie 'n bul kan bekostig nie. Dan sê die Here, selfs hierdie het weg. Hulle het 'n weg, ek gee vir die armes van die armes 'n weg tot vergifnis. En die Here sê, hulle moet net 'n klein bietjie meel bring. Laat hulle 'n bietjie meel bring. Want hulle kan selfs 'n bietjie meel leen om te bring. Maar laat hulle daai meel bring, en dan moet die priester 'n handvol van daai meel vat en op die altaar gooi. En dan word daar iets snaaks gesê, het sê, maar moet nie suurdeeg of heuning by hierdie meel sit. Dit is baie belangrik, as jy heuning of suurdeeg hier by sit, raak hierdie offer vir die Here afgryslik. Hoekom? En die commentators en die rabbies sê, want suurdeeg is 'n simbool van iets vreemds, iets weirds, iets boos. Selfs in die Nuwe Testament word suurdeeg vergelyk met die sonde. Die Here Jesus sê vir sy disippels, moenie, pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs. Net beeldspraak, as niks fout met suurdeeg, jy gooi suurdeeg in jou brood, okay? Mos nou net 'n voorbeeld, 'n metafoor, 'n beeld. Maar kyk, die Ou Testament is all about skadies, tipes en beelde. Maar hoekom heuning? En die ouens verstaan nie hierdie nie. Ek lees verskeie kommentatore en hulle verstaan nie, hoekom heuning nie? Heuning is dan so 'n great ding, is dan so soet. En is natuurlik. En wanneer jy na hierdie teks kyk in terme van Jesus, dan besef jy, nou sien ek. Dat wanneer ek die offer bring, die gekose offer, wanneer ek dit na die altaar toe bring, kan ek niks soets bysit nie. Kyk, want die Kanaaniete het 'n geneigtheid gehad om heuning en dadels by hulle offers te sit, om dit lekkerder en soeter vir hulle gode te maak. Maar Jahwe sê nee. Wanneer jy die regte offer bring, maak baie seker dat jy niks self bysit nie. Familie, hoor jy? Maak seker dat jy niks na die altaar toe bring, behalwe die offer nie, behalwe hy nie. Net hy is die offer. Hy moet jou toemaak, nie jouself nie. Adam se soul sickness om vye blare aan mekaar te werk en om terug te kom daar, selfpoging, het geen plek by die altaar nie. Hy is die finale offer. Dankie Jesus. Wanneer ons die Ou Testament so benader, raak dit so beautiful.
So goed, ek wil nog kyk na 3 voorbeelde, 3 stories wat ek saam met jou deur wil stap. Ek wil kyk na die Pasga. Wat is ons is nou in die Easter, né? Passover kom van die Hebreëse Pasga af, waar die doodsengel oor die huise gegaan het as gevolg van die bloed van die lam aan die deure. 'n ander voorbeeld is die sondeoffer, die bul sondeoffer in Levitikus, waar ek na wil kyk. En derde wil ek kyk na Abraham en die woorde van Abraham. Toe Isak vir hom vra, en waartoe is hulle op pad? Hulle is op pad om 'n offer te gee vir die Here op 'n berg, maar nie enige offer, Isak self. Onthou jy daai storie, baie bekende storie? En Abraham se woorde toe Isak vir hom vra, waar is die offer? Waar is dit, Here? So kom ons kyk na hierdie 3 stories. Om het verder te vat, ek kom by 'n ander offer uit in Levitikus. Die sondeoffer, of dieselfde offer, ja, maar is ook die sondeoffer, maar hier word 'n bul, ja, 'n bul word op die altaar gesit. En dit gaan so dat wanneer die bul geoffer word, mag die vleis van die bul nog geëet word. So by the way, die priesters het baie van hierdie vleis gekry. Dis hoe hulle geëet het, nee, hulle het nie salarisse gekry nie. Hulle kon eet vleis van die offers. Die mense self wat die offer gebring het 'n gedeelte gekry en dan is die vet en die kosbare stukke vleis aan die Here gegee en is verbrand vir die Here op die altaar. Maar daar's iets snaaks. Dit sê dat wanneer daar sondeoffer kom, wanneer 'n bul gebring word, dan mag tog geëet word van die vleis nog vir die eerste dag, selfs vir die tweede dag. Maar op die derde dag mag jy nie meer van die vleis eet nie. Want as jy daarvan eet, is dit 'n sonde. En moet dit wat oorbly op die derde dag moet verbrand word. En hier's 'n ander ding van die sondeoffer, dat die sondeoffer, dit wat oorbly, dit wat gevat word, wat nie op die altaar gesit is en nie vir die priesters gegee is nie, moet buite die kamp verbrand word. En my vraag aan jou is, waar is Jesus verbrysel? Hy is verbrysel buite die kamp. Hy is verbrysel buite die stad. Hy is op Golgotha buite die kamp verbrysel. En vir 2 dae mag jy van die vleis eet, en mense sê nee, maar dis as gevolg van, hulle kon nie hulle vleis hou nie, hulle het nie yskaste gehad nie, maar dis 'n swak argument, want hulle het sout gehad. Daar was baie ander maniere om vleis te preserve. En die Here skryf 'n skare en 'n tipe van Jesus se opstanding in Levitikus, en hy sê, vir 2 dae lank kan jy van hierdie vleis eet, maar op die derde dag moet alles verbrand word. Op die derde dag mag jy glad nie aan die vleis raak nie. Want op die derde dag, die oggend van die derde dag, staan hy op. Ek hoop jy sien hierdie goed raak. En ek en jy, ons lees hier oor, maar van die begin af is hierdie ingeskryf. Uit die hart van die Vader is dit in die teks ingeskryf. Dit is so amazing om na hierdie goed te kyk en Jesus raak te sien in dit. So baie voorbeelde, as jy onthou van, ek het al met jou gepraat oor 'n tyd gelede, as jy onthou die Pasga, onthou die Passover, wat is die Passover? Dis wat ons nou doen, hè? Dis wat ons nou is, dis Easter. En dit begin in Exodus, waar die eersgeborene sal sterf, 'n skare en 'n tipe, daar sal 'n eersgeborene sterf. En die Here sê vir hulle, as jy beskerm wil word hierdeur, sit die bloed van 'n lam aan die kusyne van jou deur. En hier is 'n deur hier by ons. Dis nou op die kamera nie, jy kan nou nie sien nie, maar sit bloed aan die kusyne van die deur. En die Here sê, sit 'n merk op jou deur, maak 'n leoot in Hebreëus. En ek wonder of jy weet wat die toevallig, net baie toevallig, net toeval die lig wat die merk is en hoe dit gelyk het. En daai merk, die tav, die letter wat gebruik word om die merk te maak, is 'n kruis. Is dit toevallig, vra ek vir jou, dat dit wat die Israeliete red van seker dood van die eersgeborene, is wat? Is die merk van die bloed van 'n lam, gesit in die vorm van 'n kruis, heel moontlik, aan die kusyne. En weer eens 'n skare en 'n tipe van sy bloed. Onthou ouens, dit is hy is die offer, net hy. Niks anders. Jy kan niks anders na die offertafel toe bring nie. Jy mag niks anders bring nie.
Die Here vra op 'n stadium vir Abraham, hy vra, ek wil hê jy moet jou seun offer, jou geliefde seun, daai seun wat ek vir jou gegee het. En hierdie woorde bly net so by my. Isak gaan saam. Isak gaan saam met sy pa, the son of promise, gaan nou geoffer word. Kan jy dit glo? Maar hoor wat sê Abraham toe Isak vir hom vra, Vader, my vader, hier is die hout en daar is die mes en hier is die vuur. Maar Vader, waar is die offer? Waar is die lam vir die offer? En van die begin af was die lam vir die offer, né? Hulle het verstaan wat sal kom, wat sal redding bring, die lam vir die offer. En hoor Abraham se woorde, my seun, die Here self sal die lam vir die offer gee. Die Here self sal die lam vir die offer gee. Familie, sien jy dat hierdie Jesus, dat hierdie Christus heeltemal anders is as die res? Dat Christendom heeltemal anders, 'n hele ander evangelie en storie verkondig. Dat dit sê dat hy wat God is, het self die weg gemaak. I am the way, the truth and the life. No man comes to the Father but by me. Deur my, ek is die weg. En hy wat in glorie geklee was, raak sonde self vir my en jou en sterf aan 'n houtkruis 2000 plus jaar gelede. En ons 'n gedig wat ek vir jou wil lees terwyl ek hierdie video vir jou speel, die beautiful sand art wat jy nou sien op die skerm, wil ek vir jou 'n gedig lees wat so tot my hart gespreek het. Dis die laaste refrein, kom uit die Eerste Wêreldoorlog uit. Ek het nou vergeet wat die outeur was, maar dit spreek so tot my hart. Weet, Jesus is nie soos die ander nie. Jesus gee homself. The other gods were strong, but thou wast weak. They rode, but thou didst stumble to a throne. But to our wounds, only God's wounds can speak. And no God has wounds, but thou alone. And no God has wounds, but thou alone. En in die oomblik wil ek vir die diensspan vra om nou nagmaal uit te deel. En ek wil jy moet sit. En jy moet na sy oë kyk. En jy moet hom sien. En sien die wonde aan sy hande en die wonde aan sy voete. En kyk hoe hy die weg vir jou gemaak het. En hy is die finale offer. Jy kan niks na die altaar toe bring nie. Dit is net hy. Dit is net hy. En jy is volkome aanvaar as gevolg van sy bloed. Hy cover jou. Die Here seën jou familie, almal wat aanlyn inskakel. Ons gaan afsluit vir die aanlyn mense. Asseblief as jy 'n druiwesap en 'n broodjie by die huis het, kry dit nou. Neem nou nagmaal in hierdie tyd. Kom ons maak groot sy naam. Kom ons vier die finale offer. Die Here seën jou. Mag die Here jou seën. Mag sy aangesig skyn oor jou. Mag die vrede en die vreugde van die Here jou volg al die dae van jou lewe. In jou inkom en jou uitgaan. In die naam van Jesus.